As jy skaapboer is, dan het jy seker by tye al gewonder, is dit regtig die moeite werd om met skape te boer? Is dit regtig die moeite werd om so te sukkel of om die droogtes te trotseer? Ek het al baie skaapboere gesien wat aan depressie ly, wat net eenvoudig nie meer hulle kan nie meer die ding hanteer nie. En dan wonder jy, nou, hoekom is dit so? En die mense daar buite, hulle sien die skaapboere of boerdery, hulle kom kuier naweek of vakansies by die boere op die plase en dan sien hulle hierdie wonderlike boerdery en hierdie leefstyl. En dan dink hulle, joh, maar dit moet dan lekker wees om te boer. Maar die boer wat op die plaas sit, hy weet van beter. Hy weet, as daai manne weg is, en veral met skaapboere weet ek, dat as hulle kuiermense kry, dan los hulle basies alles wat hulle moet doen, 'n bietjie agterweë, net om die mense 'n bietjie te entertain en te kyk dat hulle lekker tyd op die plaas het, en veral as dit in die winter met die jagtyd en so aan. En dan kry die mense hierdie idee of hulle hierdie persepsie dat boerdery is hierdie wonderlike leefstyl en dit kan nie beter nie. Maar die boer weet beter. Hy weet dat daar is groot opofferings en uitdagings wat saam met dit gaan. Ek onthou as kind, toe ek in matriek was, daar in laat in 82, het ons 'n geweldige droogte gehad daar in Namibië. Rampdroogte toestande. Daar was geen kos beskikbaar nie, daar was nie voer, daar was ook nie geld om voer te koop nie. En ons moes trek van ons plaas af, daar aan die suide van Namibië af, in die Namib-woestyn in, van alle plekke. En die rede hoekom ons soontoe getrek het, was dat daai jare die Namib-woestyn goeie reën gehad, winterreën wat ingekom het, so die veld was mooi daar in die Namib. So die boere daar in die diamantgebied, wat dan destyds wat dit behoort aan die Oppenheimer's Consolidated Diamond Mine, CDM, en hulle het vir die boere toestemming gegee om daar te gaan staan met hulle vee, om die droogte te oorkom. En ons het baie dae gesit, ek en my broer, ons het in so 'n klein sinkhuisie gebly, amper lyk soos 'n struis. En dan het jy gewonder, is dit regtig die moeite werd om deur al hierdie goeders te gaan? Ek weet in die middag as die son so warm, dan lees daar is nie skaduweebome nie. Ons het so die dammetjie wat by die boorgat wat ons water vir die diere gegee het, dan het so in die skadukant van die dam gelê, net om vir 'n bietjie koelte. Maar ja, dit is die uiterstes waar na toe 'n mens gaan met skaapboerdery. So en 'n ou wonder partykeer, is dit die moeite werd. So in vandag se video gaan ek bietjie gaan kyk oor hoekom doen jy wat jy doen? Wat motiveer jou om dit te doen? En wat het jy nodig om te doen wat jy wil doen? So baie welkom by hierdie video. As dit jou eerste keer hier is, ek is Bram Kutse en ek is al vir meer as 30 jaar betrokke in die skaap- en wolbedryf in Suid-Afrika. Ek het groot geword op 'n skaapplaas in Namibië en ek het aan die Universiteit Stellenbosch gaan studeer. Ek het 'n honeursgraad in skaap- en wolkunde. Ja, en dit is my storie. So baie welkom en ek hoop dat julle hierdie video sal geniet. Ek gaan nou vir julle wys hoekom doen jy wat jy doen. As jy nog nie my boek Die 3 Pilare van Winsgewende Skaapboerdery bekom het nie, dan gaan kyk net reg onder hierdie video. Daar's 'n skakel wat sê Die 3 Pilare van Winsgewende Skaapboerdery. Dan kan jy op daai skakel gaan klik en dan kan jy die boek aankoop. Dit is 'n e-boek, hy's net digitaal beskikbaar, maar ek hanteer al hierdie goeders, ook dit wat ek nou in hierdie video bespreek. Alles word in hierdie boek behandel. So dit is 'n baie handige handleiding, werkboek, eintlik meer 'n werkboek as wat dit 'n leesboek is. Maar jy is welkom om dit aan te skaf. Gaan klik op die skakel hieronder wat sê Die 3 Pilare van Winsgewende Skaapboerdery. Goed, nou hoekom doen jy wat jy doen? Dit is baie belangrik om daai vraag vir jouself te beantwoord. Hoekom doen jy wat jy doen? Want as jy nie weet hoekom jy doen wat jy doen,
Hoekom wil jy dit dan doen? So jy moet vir jouself gaan uitklaar. Jy moet duidelikheid kry oor hoekom jy in die beroep is wat jy is. Want as jy nie duidelikheid daaroor het nie, dan gaan dit nie vir jou lekker wees nie. Daar gaan goeters wees wat jy het nie antwoorde op die vrae nie en dis vir jou moeilik om dit te doen. Of jy hou nie daarvan nie, maar jy het om een of ander rede is jy daarin. So jy moet vir jouself die vrae gaan vra. Nou, dis belangrik om die regte vrae vir jouself te vra. Jy moet jouself benader soos wat 'n dokter 'n pasiënt benader. En gaan vra vir jouself af, wat is die grootste vrese wat jy ervaar in jou persoonlike lewe? Wat is die grootste vrese wat jy ervaar in jou boerdery? En kry duidelikheid daaroor. Skryf dit neer. Gaan skryf dit op 'n stuk op 'n dokument neer. Hoekom? Wat is jou grootste vrees? Is dit kontantvloei? Is dit siektes? Is dit droogte? Wat is jou grootste vrees in jou boerdery? En dan moet jy ook verder gaan sê, wat is jou grootste frustrasie in jou persoonlike lewe? Wat is jou grootste frustrasie in jou boerdery? Wat is jou grootste uitdagings in jou boerdery? Wat is jou grootste uitdagings in jou persoonlike lewe, in jou familie, in jou huishouding? Wat is jou grootste struikelblokke wat huidiglik voor jou lê? En wat het jy al gedoen om dit te oorkom? Watse foute het jy in jou lewe gemaak? Wat is die grootste fout wat jy gemaak het? En wat het jy daaruit geleer, sodat jy nie weer daai selfde fout sal begaan nie? Dan moet jy vir jouself gaan vra, is dit vir jou maklik of moeilik om besluite te neem in jou besigheid, in jou boerdery, in jou persoonlike lewe? Want as dit nie vir jou maklik is om besluite te neem nie, dan het jy nie regtig duidelikheid oor wat aangaan nie. Dan moet jy vir jouself verder gaan vra rondom jou finansies. Wat is dit? Is jy tevrede met jou finansies soos wat dit huidiglik is? Wil jy dit verbeter? Of as jy finansiëel kry jy swaar finansiëel? Hoe lyk daai finansiële situasie van jou? Dan wat is die goed wat jou laat twyfel? Hoekom twyfel jy oor goeders? Wat is dit wat vir jou daai ongemaklike gevoel gee? Dan moet jy ook vir jouself gaan vra, wat motiveer jou? Wat motiveer jou om aan te gaan as dit moeilik raak? Wat is dit wat maak dat jy in die oggend opstaan en maar net eenvoudig aangaan, al is dit droog, al is dit of dalk was dit stormskade wat jy gehad het, of dalk het jy 'n terugslag in die lewe gehad, maar jy staan op en jy gaan aan. Wat is daai ding wat jou motiveer? Dan moet jy vir jouself gaan vra rondom mentorskap. Wie is jou mentors? Wie is die mense na wie jy opkyk, wat al die pad gestap het voor jou? Is daar sulke mense in jou lewe wat jou kan help, sodat jy nie dieselfde foute moet begaan? Dit is nie nodig om aan mekaar skoolgeld te betaal nie. Daar is mense wat jou sal help, wat al die skoolgeld betaal het. So wie is jou mentors? Dan moet jy vir jouself gaan vra, hoe lyk sukses vir jou? Wat beteken sukses vir jou? In jou boerdery en in jou persoonlike lewe, wat beskryf dit? Wat is sukses? Dan moet jy vir jouself gaan sê, hoe lyk die ideale, hoe lyk jou lewe? Wat is die ideaal waarna jy streef? Of hoe moet dit lyk as dit vir jou as dit ideaal is? Wat is jou droom vir jou persoonlike lewe, vir jou gesin? Wat is jou droom vir jou boerdery? Dit is goed wat jy moet vir jouself gaan neerskryf en uitklaar. Dan oorvloed. As geld nie 'n probleem is nie, as daar oorvloed is, wat is die goed wat jy eers sal doen? Wat is die goed wat jy onmiddellik sal implementeer in jou boerdery of in jou persoonlike lewe? Wil jy jou besigheid groei? Wat is die potensiaal waarna jy streef? Dan moet jy vir jouself gaan vra, wat is dit wat jy wil nalat vir jou kinders, vir jou erfgename? Hoe lyk daai nalatenskap? Hoe moet mense jou sien eendag as jy nie meer daar is nie? En wat wil jy graag nalat vir hulle? Dit is goed waaroor jy moet gaan besin. En dan wat jou gemeenskap aanbetref, watse bydrae wil jy in jou gemeenskap maak?
sodat jy ook 'n positiewe bydrae kan maak in die gemeenskap, sodat almal saam kan, want ek meen niemand van ons is alleen op ons eie nie. Ons vorm maar almal deel van 'n gesin, van 'n familie, van 'n gemeenskap. So wat is dit wat jy in die gemeenskap wil bydra om te sorg dat die gemeenskap 'n beter plek is vir almal? En dan wat is die prioriteite? Met ander woorde, wat moet eerste aandag kry? Wat is belangrike goed, wat nie dringend is nie, maar is belangrik nie, aandag gee daar. So dit is tyd dat die mense 'n bietjie gaan stil raak en vir jouself tyd maak en net 'n bietjie gaan sit en gaan dink oor hierdie goeters. Gaan vra vir jouself die vraag en kry vir jouself antwoorde daarop. En dit is belangrik dat jy daai antwoorde neerskryf. Dat jy elkeen van hierdie goeters vra die vraag, skryf die antwoorde neer en gaan dink oor daai antwoorde. So dit is belangrik dat jy dit doen. Verder is dit baie belangrik dat jy dan, as jy dan al daai vrae wat jy nou vir jouself gevra het en jy nou jou antwoorde gekry by vrae, dat jy daai antwoorde van jou gaan evalueer. So jy moet elkeen van daai antwoorde deurgaan en dan moet jy vir jouself gaan sê, wat is die rede vir daai antwoord? Hoekom het jy dit so geantwoord? Wees baie spesifiek. En gewoonlik as jy vir jouself sê hoekom en jy gee 'n rede vir die antwoord en dan sê jy weer, as jy daai antwoord gegee het, dan gee jy weer, dan vra jy weer, nou hoekom sê ek so? En as jy dan weer 'n rede kan gee en jy sê okay, nou hoekom gee ek daai antwoord? As jy by die derde hoekom 'n rede verskaf het, dan het jy gewoonlik genoeg klaring of duidelikheid oor dit hoekom jy dit wil doen. So as jy 3 keer jou rede kan hoekom jy dit doen kan bevestig, dan dink ek is jy baie naby aan duidelikheid op daai spesifieke antwoord. Dan as jy nou die antwoorde gegee het, nou het jy nou antwoorde op al jou vrae en dan is die volgende evaluasie is wat jy vir jouself moet vra is, kan jy iets aan doen? Ja of nee? Want daar's baie keer as daar goeders wat jy het 'n rede, jy het 'n antwoord gegee, maar jy persoonlik kan nie iets aan doen. As jy niks aan kan doen, dan moet jy dit los. As die antwoord nee is, jy kan nie iets aan doen, dan los jy dit. Want dit help nie jy spandeer tyd en energie aan goeders waaraan jy nie iets kan doen nie. Soos byvoorbeeld die politiek of sportspanne. Dit help jy raak kwaad vir die bulle omdat hulle so ver verloor het. Jy kan niks aan doen nie. Behalwe as jy nou vir jouself sê ek gaan nie afrigter word vandag. En dan die volgende vraag is, as jy sê ja, ek kan iets aan doen, dan moet jy nog steeds vir jouself vra, moet jy iets aan doen? Want die feit dat jy iets aan kan doen beteken nie jy moet iets aan doen. Maar as die antwoord is ja, ek moet iets aan doen, dan moet jy sê okay, wat gaan ek aan doen? Maar baie keer is hierdie antwoord ook, moet jy iets aan doen? Nee, dit is nie nodig jy iets aan te doen nie, maar jy wil graag iets aan doen. Wat ook al jou antwoord hier is, maar gaan deur hierdie evaluasie. Kan jy iets aan doen? Moet jy iets aan? Wil jy iets aan doen? En dan as die antwoord ja is, dan moet jy vir jouself sê, goed, wat gaan ek daaraan doen? Goed, nou het jy vir jouself gesê, dis wat ek gaan doen aan daai spesifieke uitdaging wat voor my lê. En nou is dit belangrik dat jy gaan en dit gaan evalueer. Daai oplossing wat jy het, moet jy ook evalueer. So jy moet eers die vraag geëvalueer het en nou moet jy die oplossing evalueer. Nou daar's 4 lense waardeur jy moet kyk as jy hierdie oplossing van jou gaan evalueer. Die eerste een is, jy gaan kyk na groei. Met ander woorde gaan dit help om jouself of om jou besigheid te groei. As die antwoord ja is, dan doen jy dit. Die tweede lens waarna jy kyk is tyd. Met ander woorde is dit daai oplossing wat jy het, gaan dit vir jou tyd spaar of gaan dit vir iemand in jou besigheid tyd spaar? As die antwoord ja of nee. Dan in terme van inkomste gaan dit vir jou help om meer geld te verdien, die oplossing, of gaan dit jou help om meer koste te bespaar. So dit is die 4 lense waarna jy kyk. Nou as die antwoord op al 4 die goed ja is, dan doen jy dit.
As dit op 3 van die 4 goed ja is, dan doen jy dit. As dit net op 2 van die goed ja is, dan moet jy begin oorweeg. As dit net op 1 van die goeders ja is, dan moet jy nou ernstig oorweeg of dit die moeite werd is om dit te doen. Maar dit is die 4 lense waardeur jy kyk om jou oplossing te evalueer. Want anders dan gaan baie keer doen 'n mens goeders wat totaal onnodig is. Jy mors uit eenvoudig jou tyd om dit te doen. Goed, nou as jy al jou vrae as jy nou al daai vrae beantwoord het en jy het nou die antwoorde gekry en jy het die oplossings gekry, dan sê ek, hoekom jy doen wat jy doen, dan hierdie goed is dan eintlik 'n voorbeeld wat ek sê, dit is jou berg. Al daai goeder saam, al jou vrese, jou frustrasies, jou uitdagings, jou struikelblokke, jou foute, jou finansies, hoekom jy twyfel, jou motivering, al hierdie goeders vorm, dis jou berg wat jy moet uitklim. Dis jou berg, jou berg van die lewe wat jy moet uitklim. So jy het nou daai goeders geïdentifiseer. So nou moet jy die berg aanvat. Want jy staan nou hier onder die berg. Jy staan nou hierso onder die berg en jy sien daai mannetjie daar bo op die berg. So daai ou wat daar bo op die berg staan, dis jou visie, dis jou droom. Dis wat jy sien in jou gedagtes. Sien jy wat daai man sien wat daar bo op die berg staan. So dit is jou visie en jou droom. En dan moet jy vir jouself gaan uitwerk. Nou wat beteken 'n kwaliteit lewe vir jou? Nou 'n kwaliteit lewe is nie wanneer jy bo op die berg staan nie. Die kwaliteit lewe dit is die roete wat jy gaan volg. Dit is die tyd wat jy op die berg gaan spandeer om daar bo uit te kom. Dit is 'n kwaliteit lewe. Want as dit nie vir jou lekker gaan wees om dit te doen nie, hoekom wil jy dan daai berg klim? Dan moet jy vir jou iets anders te kry. Dan moet jy vir jou 'n ander berg vir jou kry wat vir jou lekker gaan wees om die berg uit te klim, om die uitdagings aan te pak. Dit moenie vir jou 'n straf wees om dit te doen. Jy moet regtig uitsien na die proses, na die roete. Elke treukie wat jy gaan moet vir jou lekker wees. Dit is die kwaliteit lewe waarvan ek praat. So jy moet vir jouself gaan 'n bewoording kry. Wat beteken 'n kwaliteit lewe vir jou? Hoe lyk dit? Hoe sal dit lyk terwyl jy die berg uitklim? Wat is daai kwaliteit lewe? Dan moet jy vir jou verder gaan uitwerk. Om daai kwaliteit lewe te lei, is daar sekere waardes en beginsels wat ek gaan binne bly, vir myself, vir my as persoon. Dis my waardes en dis my beginsels. Daai goeders is ononderhandelbaar. Ons gaan nie afwyk daarvan. Ons gaan nie mense omkoop nie. Ons gaan nie die natuur vernietig nie. Ons gaan nie rommel strooi langs die berg nie. Dit is die beginsels. Dit is die waardes en die beginsels. Dit is my stel reëls as ek hierdie berg uitklim. So dit is nie onderhandelbaar nie. En hierdie is die spil waarom die goeders draai. Waarom jou lewe draai, is jou siening van 'n kwaliteit lewe en jou waardes en beginsels. Dit is waarom jou lewe draai. Goed, nou wil ek hê, jy moet net so 'n bietjie terug staan. Staan so, jy is nou die mannetjie hierso. So jy staan nou terug en sê, right, hier is die berg wat geklim moet word. Maar ek gaan nie self die berg klim nie. Ek gaan nou iemand aanstel. Ek gaan nou hierdie ouetjie hierso aanstel. Hy moet namens my hierdie berg uitklim. Dit is sy werk. So nou moet jy vir jouself gaan sê, right, ek het nou my waardes en beginsels, so hierdie ou moet inpas by hierdie waardes en beginsels van my. Want as hy nie dieselfde waardes en beginsels het as wat ek het nie, dan gaan dit nie werk nie. So jy moet iemand gaan soek wat dieselfde waardes en beginsels het as jy, of wat dit gaan toepas, wat binne daai reëls gaan bly. En dan moet jy vir jouself vra nou, okay, hierdie ou wat nou die berg moet klim, wat se ingesteldheid moet hy hê? Hoe moet hy dink oor die lewe? Hoe moet hy dink oor homself om dit te kan doen wat ek nou van hom verwag? Dan moet jy vir jouself gaan vra, wat se kennis en vaardighede moet hierdie man hê om hierdie berg te kan klim, hierdie berg van die lewe? Wat se kennis en vaardighede moet hy hê? Wat se geloofsoortuigings moet hierdie ou hê om dit te kan doen?
Hoe moet sy verhoudings lyk met homself, met sy gesin, met sy familie, met sy gemeenskap, met sy kliënte, met sy verskaffers, wat se verhoudings moet hy hê, of met sy mentors, wat se verhoudings moet hy hê, wat se verhouding moet hy met jou hê, om hierdie berg te kan klim. Dan, wat se ondervinding moet hy hê, wat in sy beroep, wat se tipe beroep moet hy, wat se ondervinding moet hy hê binne daai beroep, om hom in staat te stel, want daai kennis en vaardighede moet hy aanleer, maar daar is ook ondervinding wat hy moet hê voordat hy kan begin. So wat is daai ondervinding? Hoe moet sy fisiese toestand lyk om die berg te kan klim? Want as die man oorgewig is, as hy 150 kg weeg, hy kan basies nie een voet voor die ander voet sit nie, dan is hy nie in staat om die berg te klim. So hoe moet sy fisieke toestand lyk? Hoe moet hy wat se oefeninge moet hy doen? Wat moet sy fisieke gesondheid wees? Wat moet sy vlak van fiksheid wees om dit te kan doen? En dan in terme van die gemeenskap en die omgewing, wat moet sy betrokkenheid wees by die gemeenskap en by die omgewing? Verstaan hy die omgewing? Verstaan hy die natuur? Hoe hanteer jy die natuur? Werk jy saam met die natuur? Werk jy nie teen die natuur nie? Hoe gaan hy die gemeenskap betrokke kry om saam met hom hierdie roete te vat in die berg uit? En dan wat is dit wat hy moet bymekaar maak wanneer hy die top van die berg bereik in terme van bates en vryheid? Wat is dit wat jy wil hê wat hy moet hê in sy profiel as hy dan die dag die kruin van die berg bereik? Dit is die belangrike goede. So jy moet terugstaan en vir jou vra, hoe lyk daai mannetjie wat daai berg moet uitklim? Nou, om daai berg te kan uitklim, moet daar 'n strategie wees. So jy het nou die man, hy voldoen nou aan al die vereistes, sy profiel is reg, maar nou moet jy vir hom saam met hom gaan sit en sê, right, ons moet 'n plan en 'n strategie uitwerk. Ons moet nou hierdie pad hier teen die berg uitvat. Nou jy weet nou al hoekom daai berg geklim moet word. Jy het die redes daarvoor jy het duidelikheid gekry daaroor. Wat is die hoekom? En dan is dit nou die volgende goeders, is wat gaan jy benodig in terme van toerusting om hierdie berg uit te klim, in terme van finansies, wat het jy nodig, hulpbronne om jou daar bo te kry? Hoe lank gaan dit vat? Wat is jou beplanning? Hoe lank gaan dit vat om daar bo te kom? Is dit waar moet die ou wees? Sê net maar dit gaan jou 15 jaar vat, of in die geval van 'n berg, dit gaan jou sê maar 15 dae vat om daar bo te kom. Dan sê, waar moet hy na dag 1 wees? Waar moet hy na dag 3 wees? Waar moet hy na dag 5 wees? Na dag 10? 15 dae. Hoe lank gaan dit vat om daar bo uit te kom? Dan moet jy gaan uitwerk, watter roete gaan hy volg? Watter roete moet hy teen die berg vat, wat die kanse om die kruin te bereik, die hoogste moontlike kans gee om die kruin te bereik. So jy moet gaan uitwerk, wat is die roete? Jy moet gaan uitwerk, wanneer moet hy waar wees? Met ander woorde, daar is hy moet sekere plekke bereik teen 'n sekere tyd, as hy teen 15 dae op die berg wil wees. Dan wie gaan saam met hom die reis aanpak? Wat gaan jy doen as dinge skeefloop? So daar moet 'n plan wees, 'n gebeurlikheidsplan, as dinge skeefloop. En dan, wie is jou mentors? Wie is die mense wat jy gaan raadpleeg om jou te help met hierdie beplanning en terwyl jy die pad hier teen die berg uitvat? Wie is daai mentors? So dit is basies waar jy dan kom by jou besigheidsplan en jou strategie en jou stelsels van jou boerdery. Dit is nou maar net 'n voorstelling. Die berg is maar net 'n voorstelling. Jy kan dit sien as jou boerdery, dit ken as jou lewe wat voor jou lê. Nou as ons nou kom by hoekom doen jy wat jy doen, dan is die antwoord eintlik maar daai ou wat daai berg moet klim, is jy. Daar's nie 'n ander ou wat die berg gaan klim nie. Jy moet die berg klim. So jy het nou vir jouself, jy het teruggestaan en jy het uitgewerk, wat is jou siening van 'n kwaliteit lewe
jy het jou waardes en jou beginsels neergepen en jy het vir jou op hierdie 8 areas van jou lewe jy gaan uitwerk. Wat is jou ingesteldheid teenoor die lewe, teenoor ander mense? Wat is jou kennis en vaardighede wat jy benodig om dit te doen? Jou geloofsoortuigings, jou verhoudings met jouself, met jou gesin, familie, vriende, kollegas, kliënte, verskaffers. Hoe lyk jou verhoudings met daai mense? Wat se ondervinding het jy? Wat se ondervinding moet jy nog opdoen? In wat se fisieke toestand moet jy wees om hierdie reis aan te pak? Om te sorg dat jy in die beste moontlike liggaamlike gesondheid, fiksheid is om die lewe aan te pak. En dan wat gaan jou bydrae wees in die gemeenskap, in die omgewing? Hoe gaan jy dit hanteer? Wat se bydraes gaan jy maak? En dan ook in terme van bates en vryheid. Wat is dit wat jy wil bereik as jy op die kruin kom? In terme van as jy op die kruin staan daarbo, hoeveel bates wil jy hê sodat jy dan finansiëel vry kan wees, basies kan doen wat jy wil en die lewe wat jy graag wil lewe. Maar terwyl jy dit doen, moet jy ook 'n kwaliteit lewe hê terwyl jy die berg klim. So hier het ek maar net 'n voorstellingkie weer van daai areas. So ek sê jou hier in die middel het ek jou visie, jou waardes en jou beginsels en dan dit is, jy kan dit sien, jy kan hierdie ding sien soos 'n bering. Hierdie is die as, die visie, waardes en beginsels, dit is die as waarom alles draai en dan hierdie areas van jou lewe is die balletjies van die bering. Hulle moet in balans wees sodat hierdie bering kan baie lekker glad in die ronde draai. Dis mos daai spreekwoord wat hulle sê, ek moet my berings bymekaar kry. Nou jy kan dit regtig so sien soos ek moet my berings bymekaar kry. Sodat alles, want as hierdie goeders in plek is en jou waardes en beginsels in plek en jy gaan pas dit toe binne jou boerdery omgewing en jy het uitklaring presies van wat dit is wat jy wil hê, hoekom jy doen wat jy doen, dan sal alles wat jy doen sal vir jou dit sal net 'n plesier wees om daarmee voort te gaan. So wat jy nou kan gaan doen is, jy weet nou waaroor dit gaan, jy weet die vrae wat jy vir jouself moet vra, jy weet hoe om die vrae te evalueer, jy weet hoe om die oplossings te evalueer, jy weet wat dit is, jy het nou die hele video deurgegaan, so nou wil ek hê jy moet gaan besin oor wat beteken 'n kwaliteit lewe vir jou. Gaan skryf jou waardes neer, gaan skryf jou beginsels neer, en dan stel jy vir jou persoonlike doelwitte vir al 8 areas van jou lewe, sodat jy duidelikheid kan kry. Want as jy duidelikheid gaan kry oor hierdie goede, dan gaan jy verseker resultate kry. As jy hulp benodig, dan kan jy, ek het 'n welvaart met skaap top 20 mentorprogram wat ek aanbied vir boere. Dit gaan basies oor 'n jaar, waar ons stap vir stap deurwerk. As jy die e-boek, die elektroniese werkboek gekoop het, die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery, dit gaan basies daaroor. Ons vat net daai boek en ons werk hom stap vir stap deur. So jy kan dit op jou eie doen of jy kan deel word van my mentorprogram, waar ons dan saam met medeboere deur daai program werk, stap vir stap gesels en by mekaar eintlik meer by mekaar leer as wat ek julle iets gaan leer. Maar as jy onseker is waar jy staan met jou boerdery, dan sal ek voorstel dat jy reg onder hierdie video is daar 'n skakel wat sal daar staan skaapboerdery evaluasie. Dan gaan klik jy op daai skakel en dan gaan doen jy daai skaapboerdery evaluasie. Dit is so 15 vrae wat jy moet invul en dit sal vir jou wys waar lê, is jy onder die onderste 20% of is jy onder die top 20%. Daar is 'n resultaat wat jy gaan kry. En as jy nie onder die top 20% is, as jy nie 80% vir daai evaluasie kry nie, dan is daar werk wat jy moet doen in jou boerdery. So gaan kyk dan wat jy kan doen. Jy kan deel word van my mentor platform of groep en binne daai groep sal jy dan ook 'n uitnodiging kry na hierdie mentorprogram toe, waar ons dan vir 'n jaar lank met mekaar werk. Maar gaan doen die evaluasie en dan kyk jy
waar staan jy? En dan as jy verder wil weet hoe werk stelsels in jou boerdery, gaan klik op hierdie video wat nou op die skerm verskyn, dan sal dit vir jou help om beter stelsels uit te werk.